Die skrywer John Steinbeck het by 'n geleentheid gesê dat dit juist die koue van die winter is wat die warmte van die somer so soet maak. En hoe waar is dit nie? Ons het die somers en winters in ons lewens nodig. N.P. van Wyk Louw het die winter so beskryf. Nou lê die aarde lank en week in die donker stil genade van die reën. Tot ons 'n helder middag skielik sien, die gras blink en die jong graan teen die hange, en weet dat alle rus die lewe dien. Hoe kon ek dink dat die somer ryker is as hierdie groei se stil geheimenis? Van Wyk Louw se winter tref my elke keer tussen die oë as ek dit lees. Dit vertel van reën, seker in die Weskaap, en rus en geheime wasdom en groei as dit op die oppervlak lyk asof alles kaal en dood is. En dan skielik op 'n dag sien ons die jong graan teen die hange. Winter is 'n spesiale tyd. Dis 'n tyd vir terugtrek en herlaai, vir mens en natuur. Dit beteken egter nie dat daar niks gebeur nie. Daar vind juis 'n ander soortige groei plaas in die voorbereiding vir die somer. In ons lewe kom daar soms wintertye. Dalk bevind jy jouself nou in een, of as jy pas deur een. Dis 'n tyd wat hom nie laat aanjaag nie. Dit kan 'n tyd wees waar jy triestig voel. En tog, wie al winter in die Kalahari of die Laagveld of waar ook al in ons pragtige land beleef het, sal weet dat dit ook sy eie bekoring inhou. Winters daag jou uit. Dit vra dat jy anders sal lewe en doen. As jy dus geestelik jouself in 'n winter bevind, aanvaar die uitdaging. Dit kan die voorloper van 'n baie besonderse tyd in jou lewe wees. Job, en ons ken almal Job se verhaal, Job 37 vers 6 sê, want hy sê vir die sneeu, val op die aarde, net so ook vir die sagte reën en die swaar reën van sy krag. Mag jy in alles, ook in hierdie wintertyd, die krag en die mag van God ervaar.